Ons het reeds in die Romeineboek gehoor hoe verskriklik goed die Here vir ons is, dat Christus die volle prys vir ons sonde betaal het, en dat hy ons hele lewe nuut maak as hy deur die Heilige Gees in ons kom bly. Hy gee vir ons 'n nuwe lewe nou, en ook 'n nuwe lewe saam met ons plek in die hemel. Dit wat God vir ons in Christus doen, is baie genade, en nie een van ons verdien dit nie. Daarom moet ons antwoord op wat God vir ons gedoen het, deur te lewe as nuwe mense. Romeine 8 vers 12 tot 13 sê, ons staan onder 'n verpligting om nie langer te leef vanuit ons sondige natuur of behoeftes nie. Ons kan nie verskonings vir sonde gee en sê ons is nou eenmal so gemaak en laat staan nie. Christus het deur die Gees ons hele lewe kom nuut maak. Ons ou lewe is verby, want Christus het met ons nuut begin. Daarom moet ons 'n einde maak aan ons sondige praktyke, ons sondige lewe, sodat ons kan lewe. Die woord wat hier vertaal word as einde maak, kan ook vertaal word met nek omdraai, wat duidelik sê die lewe in sonde moet stop. Ons kan nie langer lewe soos mense wat nog nie deur die Gees van God aangeraak is nie. Ons moet daardie ou sondige lewe nek omdraai en nuut saam met die Here begin lewe. Het jy al saam met die Here daardie ou sondige lewe nek omgedraai, dit afgelê, en wys jou lewe nou dat Christus jou van daardie ou sondige lewe verlos het? Moet jy nie dalk kies om daardie dinge nek om te draai en die Heilige Gees vra om jou hele lewe nuut te maak, sodat Christus al meer in jou kan leef nie?